Welkom by ons laaste sessie saam in hierdie week van gebed. En ek dink dit is 'n ongelooflike groeiproses gewees ook vir myself om saam met julle deur hierdie gereedskap te stap wat die Here vir ons gegee het om in 2026 regtig te groei en te verdiep. Vandag se teks gaan juis oor stil word en die tema is wanneer niemand kyk nie. Groot geloof word gebou in stil getroue gehoorsaamheid, lang voordat moeilike tye kom, en ons gaan dit so 'n bietjie uitpak in vandag se boodskap. As ek terugkyk in my eie lewe, dan besef ek dat daar so is menigmale dit baie duidelik gewees dat die belangrikste werk in my lewe, in terme van geloof, nie gebeur het in 'n dramatiese oomblik nie. Dit het nie gebeur toe mense gekyk het nie, dit het gebeur toe niemand daar was nie. En nie omdat ek alleen was nie, maar dit gebeur het in stilte, in gewone dae, in klein besluite, in gehoorsaamheid, wat maklik was om uit te stel en liewerste net te los. Ek dink die een ding wat ons vir mekaar moet sê is dat geloof is nie gebou in een groot oomblik nie, maar gebou oor tyd. Ek dink daar's kerke en gemeenskappe wat vir ons vertel dat as daar nie iets groots gebeur het nie, as daar nie hierdie dramatiese ding was nie, dan was jou geloof te klein, of jou geloof was nie sterk genoeg nie, of jy was nie goed genoeg nie. Maar ek dink nie dis die waarheid nie. Ek dink as ons lees in die woord, dan word dit gebou oor tyd. En ek dink dis waar ons onsself bevind, ook as gemeenskap en geliefdes van Mildersdrift. Ons leef in 'n wêreld wat hou van resultate. Ek hou van resultate. Nie noodwendig altyd die proses daarvan nie, of van vinnige antwoord en ons hou nie van stadige groei nie, van sigbare sukses en nie onsigbare getrouheid nie. Ons wil 'n sterk geloof hê, wat wil vertroue hê, wat hou. Ons wil vrede hê wat nie maklik skud en bang word nie, maar ons onderskat partykeer hoe God daarby uitkom. Ons onderskat hoe God werk. Ons dink dikwels geloof groei, en ons het gesê in groot oomblikke, maar meestal groot in die alledaagste, in die stilte, in die ritmes wat ons in ons lewe inbou, in gewoontes wat niemand vier nie. En ek dink dis waar baie van ons sukkel. Ek dink nie ons sukkel noodwendig met groei as gevolg van groot sondes nie. Hierdie sê ek baie sensitief, maar in die klein nalatighede, die klein dingetjies wat ons elke dag verkeerd doen en nie nakom nie. Ek gebruik hier voorbeeld baie keer wanneer ek met mense praat en ek sê, as dit kom by die Comrades Marathon, is dit nie van ek daag vandag op en ek hardloop om klaar nie. Vir die van julle wat nie weet nie, dis 'n 90 km ultramarathon. Maar dit begin by 'n klein treetjie wat ek vandag vat om my skoene aan te trek, om te gaan hardloop in die donkerte en die koue, wat my sal bepaal dat ek suksesvol sal wees by die eindstreep. En dis hoe geloof ook is. Jesus het dit verstaan. Hy het dit doelbewus geleef. En ons lees dit in Markus 1 vers 35. Die môre vroeg, lank nog voor die dag geskied het hy opgestaan en uitgegaan, 'n eensame plek, en hy daar gaan bid. En dit is hoe hy sy bediening begin het. Dit was opvallend. Jesus begin sy bediening nie in 'n gejaagdheid nie, maar in stilte. Nie net een keer nie, maar herhaaldelik. Jesus se hele openbare lewe gebeur en draai om die privaat lewe wat hy in stilte by die Vader geskep het. Matteus 6 vers 6 sê dit baie, maar hy sê, maar wanneer jy bid, gaan in jou kamer en sluit die deur en bid vir jou Vader wat in verborgene is. God vorm mense nie in die openbaar nie, maar daar waar dit stil is en niemand kan sien nie. Johannes 15 sê, bly by my en ek in julle. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Let op die woorde bly. Nie gejaag nie, nie bewys nie, maar bly. Vrug is nie iets wat jy forceer nie, dis iets wat natuurlik volg wanneer daar 'n verbondenheid is, wanneer daar 'n verhouding is, iets wat ons mekaar soveel keer gesê het. Bome groei stadig, maar hulle groei sterk. Niemand sien dit gebeur nie, maar oor tyd word dit duidelik. En nou raak dit persoonlik. Hier is die eerlike vraag wat ek julle vandag mee wil vra, is wat vorm jou geloof wanneer niemand kyk nie? Nie wat jy sê jy glo,
of wat jy share op Facebook of Instagram of op groepies nie. Nie wat jy hoop om eendag te wees nie, maar wat jy daagliks doen. Waar maak jy tyd vir God? Wanneer raak jy stil? En watter gewoontes bou jy in wat ritmies naderhand vir jou deurbraak gee? Geloof word nie gebou in krisis nie, ons het dit gesê aan die begin. Geloof word gebou in 'n verhouding wat konsekwent daar gebeur. Gehoorsaamheid is in klein dinge, sonder 'n applaus en mense wat jou aanhits, sonder aanwesigheid, sonder gevoel. Dis waar God werk. So ja, ons het gister vir mekaar gesê, die storms gaan kom. Jesus het dit nooit ontken nie. Maar die Bybel wys vir ons iets bitter belangrik. Wanneer die storms kom, is dit heel waarskynlik te laat om te bou. Matteus 7 vers 24. Die storms kom, maar wat saak maak is wat jy voor die storm doen. Wat jy vandag in stilte bou, is wat jy eendag sal dra. Kom ons kyk kortliks terug net na die reis waar ons was en ons eindig op hierdie. Ons sê, vertroue begin in oorgawe. Ons het dit Sondag van mekaar gesê. Dit begin in 'n verhouding. Dit begin in oorgawe van ek wil Jesus vertrou. Vertroue wys in gehoorsaamheid. Vertroue groei deur verhoudings in ons lewe. Hoor mooi, vertroue groei in die verhoudings, maar vertroue word gevorm in die stilte. En dit lei ons by hierdie eenvoudige waarheid uit. Groot geloof is nie indrukwekkend nie. Dit is getrou. God soek nie mense met groot woorde nie. Hy soek mense met diep wortels. Ek los julle met hierdie. Wanneer ons deur donker dieptes gaan, moenie noodwendig vra waar is God nie, want God is daar. God is by ons. Vra waar kan ek in die vervolg beter en harder voorberei vir hierdie storms? Waar kan ek in stilte groei? Kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons by U voete kan stil word. Dankie dat ons weet U is hier teenwoordig en dat U groter is as alles wat daar buite is, alles wat oor ons pad kom, alles wat ons bang maak. Dankie dat ons U kan vertrou in daai klein dinge wat in ons lewens ons so bang maak. Here, my geloof wankel partykeer as dit afhang van myself. Daarom vra ek, Here, dat hierdie reeks van ons, dat hierdie saamwees groei sal bewerkstellig, dat dit groei sal bring in ons lewens. Nie net op en groot nie, maar ook diep en vas. Here, mag ons dit oor en oor vir mekaar sê, mag ons as gemeenskap dit leef, mag ons na die einde van 2026 terugkyk en sê, dit was goed, die bome sterk, van hier af kan ons bou. Dankie dat U ons nooit alleen los nie. Dankie dat U die pad saam met ons stap en as voorbeeld vir ons kom leef. En wanneer ons wankel, ons weet U is nog steeds daar om op terug te val. Liewe Here, hou ons vas. Dankie vir die tyd wat ons saam kon spandeer. Ons bid dit in die heilige naam.